woorde, maar wat so kragtige waarheid oordra. En ek weet die een vers sê ook, moet op prinse nie vertrou nie, maar al daardie verse, kragtige boodskappe wat dit vir ons oordra. Ons gaan dan direk na die woord van die Here toe. Ons lees vanaand vanuit 1 Samuel 8, 1 Samuel 8 en dan ook 1 Samuel 10. Samuel 8 vanaf vers 1, ons begin met die gedeelte, die volk wil 'n koning hê. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eersgeborene was Joel, die naam van sy tweede Abia, rigters in Berseba. Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het onregverdige wins agterna geloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werke wat hulle gedoen het van die dag af, dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en agter ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle. Jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. Samuel het toe al die woorde van die Here oorgebring en aan die volk wat 'n koning van hom gevra het. Kom ons blaai dan vorentoe, ons gaan na 1 Samuel 10 toe. En ons lees daar vanaf vers 17. En Samuel het die volk na die Here in Mispa byeengeroep en aan die kinders van Israel gesê, so spreek die Here, die God van Israel. Ek het Israel uit Egipte laat optrek en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al die koninkryke wat julle verdruk het. Maar julle verwerp vandag julle God, wat julle uit al julle onheile en node verlos het, en sê, nee, maar jy moet 'n koning oor ons aanstel. Stel julle dan nou op voor die aangesig van die Here, volgens julle stamme en volgens julle geslagte. Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat naderkom, is die stam van Benjamin aangewys. En toe hy die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat naderkom het, is die geslag van Matri aangewys. Verder is Saul, die seun van Kis, aangewys. En hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vind nie. En hulle het die Here verder geraadpleeg. Het nog iemand hierheen gekom? En die Here sê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip. Daarop het hulle geloop en hom daarvandaan gebring, en toe hy tussen die mense gaan staan, was hy van sy skouers af boontoe, hoër as die hele volk. En Samuel sê aan die hele volk, sien julle hom wat die Here uitgekies het, want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sê, mag die koning lewe. Daarna het Samuel die reg van die koningskap voor die volk aangekondig en dit in 'n boek geskryf en voor die aangesig van die Here neergelê. En Samuel het die hele volk elkeen na sy huis laat gaan. En Saul het ook na sy huis gegaan in Gibea. En die helde wie sy hart God geroer het met hom saamgegaan.
Maar die deegniete het gesê, hoe kan hierdie man ons verlos? En hulle het hom verag en hom geen geskenk gebring nie, maar hy het hom doof gehou. Ons lees dan vanaand net so ver vanuit die woord van die Here. U kan net so bly sit, ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons is weer vanaand voor U, en ons dank U, Here, dat U ook hier teenwoordig is. Hoe dikwels maak ons U staat op die verskillende beloftes in die woord nie, Here, en so ook op U teenwoordigheid by U gemeente, by U kinders, ook waar die woord geopen word, gelees word, oor gepreek word, Here, maak ons staat op U Gees wat vaardig word om die woord oop te breek en in ons harte vas te maak. Here, ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U goed is, dat U onveranderlik is en dat U getrou is. Here, en al is ons ontrou, soos daar die lied wat ons sing, God bly altyd getrou en Hy sal sy kinders onthou. Hoe wonderlik, Here, om so God te dien. En bid ons vanaand, Here, dat ons hele lewens, ons tyd, alles wat ons het, dat dit vir U 'n offer sal wees. Here, dat ons lewens vir U sal leef na die goedheid wat U aan ons gewys het. Ons dankie, Here, dat ons kan ons beroep op U woord vanaand. Ons dankie dat ons gedeeltes vanuit die Ou Testament kon lees, Here, en weet, in die Ou Testament leer U ons, wys U ons van U karakter, leer U ook vir ons belangrike lesse so vanuit die woord. En bid ons vanaand weer eens, Here, dat U die woord vir ons sal oopbreek. Dankie dat ons ook so vir ons gemeente kan kom bid, Here, en ek wil elkeen aan U kom opdra. Die wat hier is vanaand, Here, dat U met ons sal wees, dat U ons sal aanraak, maar ook die wat nie hier kan wees nie. Ek dink aan die wat nie hier kan wees nie as gevolg van siekte, seer, pyn, verskillende omstandighede, Here, dat U vir hulle sal bystaan. En bid ons ook so vir elkeen, Here, wat in hierdie tyd in nood verkeer. Ons dankie, Here, ook dat ons kan bid vir die beskerming van ons gemeente, ook op die paaie, Here, ons hoor van insidente en dinge wat gebeur, en besef ons net, Here, U is en U bly in beheer. Daarom bid ons ook vir die beskerming van ons mense, Here, ook so in ons land. Ons het dit redelik gemaklik hier waar ons is, Here, maar dan hoor ons van die vrees wat mense beleef in ander plekke in ons land. Ons hoor van dit wat hulle daar sien en wat hulle hoor, en bid ons vir hulle, Here, dat U sal beskerm, Here, en dat hulle sal weet, U is en U bly in beheer. En bid ons vir ons land, Here. Dis baie min, Here, wat ons so na U toe kom en bid vir ons land, bid vir ons regerders, maar U sê tog in die woord, ons moet bid vir hulle, Here, dat ons 'n rustige lewe kan hê. En Here, terwyl die omstandighede in ons land ook onomkeerbaar lyk, Here, weet ons, U is tot enigiets in staat. U is in staat daartoe om ons land om te keer. En ons besef, Here, een van die tekens van die tye is baie mense sal gered word, baie mense sal na U toe kom, en bid ons, Here, dat U ons land sal omkeer, dat U mense na U toe sal bring, ook in ons eie gemeenskap, red mense se siele, Here. Ons bid ook vir ons jong mense, wat die vyand baie keer wegroof, Here, dat U ons jong mense na U woord toe sal bring, nie met lekker dinge en musiek nie, Here, maar met U waarheid, met U Gees, wat hulle by die woord uitbring, ook vir ons eie gemeente, Here, ons bid, ons sien hier is 'n tekort aan jong mense en jeug, ons bid, Here, U, dat U sal stuur, ons weet die belofte in die woord, dat U die gemeente laat groei, dat U by die gemeente voeg, die wat gered word, en so jong mense ook, Here, red hulle siele, bring hulle na ons toe asseblief, Here. En ons sê dankie dat ons hierdie dinge kan kom bid, Here, dankie dat ons vanaand ons gemeente, ons land, ons gemeenskap, soveel dinge na U toe kan bring, en weet, Here, ons gebede val nie op dowe ore nie, maar ons gebede val op die ore van die lewende God, wat hemel en aarde gemaak het. Dankie, Here, dat ons U kan aanroep, en so bid ons dit alles vanaand, en ons vertroue is op U, ons oë is op U gefestig, en ons roep U aan, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons teks van oordenking dan, wat ons vanuit hierdie gedeeltes kry, is 1 Samuel 10 vers 24. En daar lees ons, en Samuel sê aan die hele volk, sien julle hom wat die Here uitgekies het,
want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sê, mag die koning lewe. En praat ons vanaand vanuit die gedeeltes wat ons gelees het, as ook so bietjie voor dit en so bietjie na dit eintlik, oor die eerste koning van Israel. Nou, dis 'n baie interessante studie wat 'n mens kan doen as jy begin praat oor die leiers van Israel. Nou, die volk het begin as 'n teokrasie, en dit beteken net die Here was hulle koning gewees, hy het geheers oor hulle, hy was hulle regeerder gewees, maar dan ook in spesifieke tye het hy tydelike leiers aangestel. En dit begin daar in die boek Exodus, waar die Here die volk vir die eerste keer eintlik vestig, en hy wil die volk vanuit Egipte uitlei, en hy stel vir hulle heel eerste leier aan. En dit is natuurlik Moses. Nogal interessant dat die eerste leier van Israel 'n moordenaar was, wat ek vanoggend so 'n paar keer na Dawid ook verwys het. Maar die Here kies 'n leier om die volk uit Egipte uit te lei. Nog belangrike goed wat Moses gedoen het, hy het die wet by die Here ontvang en vir die volk gegee, en hy het die volk uiteindelik deur die duisternis gelei, as ook die 40 jaar in die woestyn. Dan kom ons aan die einde van Deuteronomium, so Exodus tot Deuteronomium, en dit eindig met die dood en die begrafnis van Moses. Dan dadelik, Joshua 1, word Joshua as die nuwe leier van die volk gekies. Sy belangrike dade as leier van die volk is, hy lei die volk in die beloofde land in, en hy sien toe dat die land verdeel word. En saam met dit natuurlik die verskillende oorloë wat plaasgevind het. Na Joshua begin die rigterstydperk, en dit begin met die boek Rigters, met die eerste rigter Otniel, en die boek eindig dan, en ek sê spesifiek die boek, want daar's nog 'n rigter na dit, maar die boek eindig met Simson as rigter. Wat in die boek Rigters uitstaan, is die val en opstaan lewe, wat hulle sondig teen die Here, hulle word oorgegee aan volke, hulle roep die Here aan, en die Here wek 'n leier op, en so is dit 'n aanhoudende proses gewees, tot en met Simson, wat ons dit maar weer lees. En dan kom die laaste rigter van Israel, en dis wie ons ook vanaand van gelees het, wat natuurlik Samuel is. 'n Goeie tyd vir die volk, wonderlike gesand van die Here, maar Samuel word oud. Hy stel sy seuns aan, maar sy seuns kan ongelukkig nie hom opvolg as leiers nie, as gevolg van dit wat ons gelees het. Hulle lewens, hulle gedrag het gemaak dat hulle gediskwalifiseer word. Nou sit die volk met 'n probleem. Wie gaan hulle volgende leier wees? Want daar's nog steeds dreigings van buite, die Filistyne is nog steeds daar, die Ammoniete is nog steeds daar, en daar's niemand wat hulle kon lei in oorlog nie, en hulle soek 'n leier. En nou, wat doen Israel? Hulle begin rondom hulle kyk. Hulle sien maar die ander volke het konings wat oor hulle regeer. Die oudstes van Israel kom by mekaar en hulle vra vir Samuel, maar ons wil 'n koning hê, soos die volke rondom ons. En dan uiteindelik, ek som dit nou vinnig op, maar ons het gelees, met 'n waarskuwing gee die Here uiteindelik vir hulle waarvoor hulle vra. Hulle kry 'n koning, hulle gaan van 'n teokrasie na 'n monargie toe, en dan word 'n koning oor hulle aangestel. Die heel eerste koning van Israel, en dit is natuurlik Saul. Nou van die heel eerste keer wat 'n mens van Saul lees, sien ons dadelik 'n treffende figuur. Daai heel eerste beskrywing van hom in die Bybel sê, 'n jong man, mooi gebou. Ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie. Van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. So dadelik sê dit vir ons, hierdie man verg aandag. Hy was 'n spesiale jong man gewees, en hy's deur die Here aangestel as die eerste koning oor Israel. Mense wil amper sê 'n jong man met die wêreld aan sy voete. Maar net 'n paar hoofstukke verder. 'n Mens blaai so deur die woord en jy gaan na 1 Samuel hoofstuk 28 toe, en dieselfde Saul, 'n tragiese toneel. Ons kry hom in 'n bitter plek, bevrees, onseker, op pad na die heks van Endor toe, raak met towerheid deurmekaar, en uiteindelik in hoofstuk 31 beëindig hy sy lewe. Nou vra ons, hoe kan dit wees?
Hier lees ons van hierdie wonderlike jong man met al die mooi eienskappe, met die wêreld aan sy voete en dan net die volgende oomblik, paar hoofstukke verder, 'n donker, hartseer einde. Hoe kan dit wees dat Saul so geval het? Nou Saul sê dit eintlik in sy eie woorde, hy sê vir Dawid, kyk, ek het dwaas gehandel, ek het myself grootliks misgaan. Hy sê self, hy het foute gemaak. Maar uiteindelik sterf hy in daardie foute. So daar's belangrike lesse wat ons kan leer, foute waarna ons kan kyk, sodat 'n mens nie dieselfde foute maak nie, sodat ons lewens nie drasties verander soos wat Saul se het nie. So dis ons fokus vanaand, die lesse wat ons vandag nog kan leer vanuit die lewe van die eerste koning van Israel. Nou die laaste paar boodskappe het ek nog al 'n paar keer gesê, ons wil die Here welbehaaglik wees. Ons wil alles in ons vermoë doen om die Here te verheerlik. Ons wil doen wat die Here van ons verwag. Ons wil geestelik groei. Ons wil vooruit beweeg. Saam met dit, ons wil iets vir die Here beteken. Ek kan nie dink aan een kind van die Here wat sal sê, maar ek wil nie. Ons wil iets vir die Here beteken. En laasweek het ons ook gekyk met die meer nou spesifiek met die ouderlinge en toe die aand met Jesaja, hoe 'n mens 'n skoon voorwerp wil wees, wat 'n goeie getroue dienskneg van die Here is. Ons het met ons rentmeesterskap, het ons weer baie daarna verwys, 'n goeie getroue kind van die Here, maar as kinders van die Here word daar soms foute gemaak. Ons val ook. En veral wanneer ons alles vir die Here wil gee, wil die duiwel ook dikwels hê ons moet val. Weet, iemand het een keer gesê, 'n passiewe kind van die Here, die duiwel steur hom nie veel aan so iemand nie, maar sodra iemand iets vir die Here wil beteken, dan neem die duiwel notisie, dan wil hy aanval, dan wil hy keer en teestaan. Maar dit moet ons nie keer nie, ons wil iets vir die Here beteken. En dan kom die woord, hy sê vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom, en is voorbeelde, is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So hy sê, hier is vir julle voorbeelde, hier is vir julle waarskuwing, gaan kyk daarna, sodat dit nie met julle gebeur nie. En ek dink ons kan redelik met sekerheid sê, ons is die op wie die eindes van die eeue gekom het. As ons kyk na die tekens van die tye, maar ons het voorbeelde in die skrif. Ons kyk na lesse, ons kyk na gedeeltes, ons kyk na Bybelkarakters, sodat ons nie dieselfde foute maak nie. En dis hoekom ons vanaand kyk na die verhaal van die eerste koning van Israel, wat duidelike foute gemaak het. Foute waaruit 'n mens kan leer, sodat ons nie dieselfde foute maak nie. Nou ons gaan dit in 3 gedeeltes opdeel. Ons gaan kyk na sy begin, ons gaan kyk na sy agteruitgang, en dan gaan ons kyk na sy val. So mense sien 'n duidelike agteruitgang ook in hierdie progressie, maar begin, agteruitgang en dan uiteindelik val. So kom ons kyk na die verhaal van die eerste koning van Israel. Ons begin by die begin. Die eerste koning van Israel se belowende begin. 1 Samuel 10 vers 1, en Samuel het die kruik met olie geneem, dit op sy hoof uitgegiet, hom gesoen en gesê, het die Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie. Samuel begin met sy beskrywing en hy vertel hierdie mooi jong man, kop en skouers bo almal anders, hy het uitgestaan bo sy volksgenote. Dan in 1 Samuel 9 lees 'n mens waar hy op soek is na sy pa se eselinne, en in hierdie soektog bring die Here hom na Samuel toe, die man van God. En hier kry ons waar Samuel vir Saul salf as die eerste koning oor Israel. Nou lees 'n mens 'n paar verse aan, 1 Samuel 10 vers 6, en die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer, en in 'n ander mens verander word. Dan gaan dit weer oor dat hy uiteindelik gekies word as koning voor die hele volk, en hy kruip weg. En nou sê baie mense, hy het weggekruip as gevolg van nederigheid. Hy wou nie noodwendig aangewys word as hierdie groot persoon nie. So in die beginfases van Saul se lewe, daar 1 Samuel 8, 9, 10, sien 'n mens
'n belowende begin. Ons sien hierdie jong man gesalf as koning, 'n man wat fisies almal oortref, self in sy voorkoms het hy uitgestaan. Ons sien sy karaktereienskappe, hy was 'n hulp vir sy vader gewees, hy was moedig, hy was liefdevol, hy was nederig gewees, en boonop dit alles het die Here hom spesiaal toegerus. Die Gees van die Here het op hom gekom, het op hom gerus. En dan gee die Here vir hom nog helde ook, wie se harte aangeraak is. En bietjie verder nou aan hoofstuk 11, gee die Here vir hom 'n groot oorwinning, en hy wen die hele volk se vertroue. So as ons nou so kort en bondig na dit kyk, dan kan ons saamstem. Hy het 'n belowende toekoms gehad, 'n blink toekoms. Die eerste koning van Israel, en ek wil weer die woorde gebruik, met die wêreld aan sy voete. Nou bring ons dit na ons toe as kinders van die Here, wat, ek wil amper sê, koningskinders is. Ons het beslis 'n blink toekoms. Dit maak nou nie saak hoe oud ons is nie, ek dink ek is redelik jonger as meeste mense hierso, dit maak nou nie saak hoe oud ons is nie, dit wat ons oor het in ons lewens, ons het 'n blink toekoms. Hoekom sê ek so? Die Here sê in die woord vir ons, hy het 'n unieke plan vir elkeen van ons. Die Here sê vir elkeen van ons, hy het 'n doel. Dit is tog hoekom ons nog hier is. Dit is hoekom ons nog lewe, dit is hoekom die Here ons nog gespaar het, want die Here stap 'n pad met ons. En dan soveel gedeeltes wat sê die Here beplan vir ons 'n goeie toekoms. Die Here wil my gebruik as instrument in sy hand. Daar's 'n plan waar ek deel is van die liggaam van Christus, saam met ander kinders van die Here, waar ek werk vir sy koninkryk, tot ek uiteindelik eendag saam met hom sal wees. Dan sal soveel beloftes in die woord. Ek seker van die verse gaan ons ook in ons weekvers hanteer wat ons moet onthou, maar Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aan gaan julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep word. Psalm 40 vers 6, so Ou Testament, Nuwe Testament, terug in die Ou Testament, groot dinge het U gedoen, Here my God, U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit nie verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. So as kinders van die Here vandag kan ons sê, die Here het 'n plan met my lewe, hy het 'n doel vir my, of ek nou oud is, of ek jonk is, die Here het 'n blink toekoms vir my in gedagte, net soos die eerste koning van Israel. Ek dink weer aan die vers, Efesiërs 1 vers 3, ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ons het baie wat in ons guns stel te danke aan die Here Jesus Christus. Maar dan, met dit in gedagte, alles wat nou in ons guns stel, gaan ons na die tweede gedeelte toe, en ons sien die eerste koning van Israel se agteruitgang. En dis nou eintlik hartseer, want hy begin op 'n hoogtepunt, maar dan van daar af beweeg dit agteruit. 1 Samuel 13 vers 9 het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffers, en hy het die brandoffer geoffer. Saul is nou gekies as die eerste koning van Israel, hierdie blink toekoms voor hom, en dit het hom nie lank gevat om sy eerste fout te maak. Daar was ook nie net een fout gewees nie, maar daar was eintlik 'n agteruitgang, wat ek nou reeds vir u gesê het, wat keer op keer gebeur het. Maar ons begin met die eerste fout, 1 Samuel 13. Die Here gee vir Saul 'n direkte opdrag, deur Samuel, 1 Samuel 10 vers 8, en jy moet voor my uit na Gilgal afgaan en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag, 7 dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen. Duidelike opdrag, wag, totdat ek by jou kom, dan sal ek vir jou sê wat om te doen. Maar wat maak Saul? Hy raak ongeduldig, en hy offer self aan die Here, en hy is ongehoorsaam. Hy neem die priesterlike taak op homself, en sy eerste sonde is dan ongehoorsaamheid. Kort daarna, die tweede fout.
Die Here gebruik Saul se seun Jonatan om die Filistyne in verwarring te bring. Saul laat die priester roep om sy aangesig te soek, maar terwyl hy die priester laat roep het, wil hy weer eens nie wag vir die antwoord van die Here, die leiding van die Here nie, en hy neem 'n dwaase besluit, en hy stuur sy manne agter die Filistyne aan, met die bevel, hulle mag nie eet nie. So dit was vir hulle 'n doodvonnis gewees. Dit lei daartoe dat sy soldate, sy weermag uitgeput is, uitgehonger is, hulle sondig en hulle eet die vleis met bloed en al. So sy tweede fout, hy het nie op die leiding van die Here gewag nie. Hoofstuk 15 raak dit erger. Saul ontvang 'n duidelike opdrag van die Here om Amalek aan te val, maar die Here sê ook vir hom, hy moet alles met die banvloed tref, menende alles moet verwoes word. Almal moes verslaan word. Die opdrag was duidelik. Saul mag nie die koning of enige iemand verskoon nie, almal moet om die lewe gebring word. Saul begin dan op die regte manier, hy val Amalek aan, maar ons kry weer ongehoorsaamheid. Eerstens spaar hy die koning, wat hy nie mag gedoen het nie, en die tweede is sy manskappe vat die beste van Amalek vir hulle self, en hulle tref nie Amalek met die banvloed nie. Hulle neem dit eerder vir hulle self. Weereens, ongehoorsaam aan die Here. Hy volg sy eie kop en hy sondig. En dit lei tot 'n duidelike agteruitgang as gevolg van ongehoorsaamheid. So duidelike les wat ons leer. Ongehoorsaamheid lei tot agteruitgang. Altyd. Nou ek dink ek het al 'n paar keer vir u gesê terwyl ons met boodskappe besig was, 'n mens se geestelike lewe staan nie stil nie. Ek beweeg agteruit of ek beweeg vorentoe. En ongehoorsaamheid lei tot agteruit beweeg. Maar ons wil eerder as kinders van die Here vorentoe beweeg, geestelik groei en nader aan die Here beweeg. Maar dan kom Psalm 1 en dit gee vir ons 'n duidelike beeld van daai agteruitgang. Ons lees daar, welgeluksalig is die man, en dan wys hy die agteruitgang, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Ons kry half die gedagte wat net van iemand wat verbystap, en dan sê hy nie staan op die weg van die spotters nie. So nou is dit nie 'n wandel nie, dis 'n stilstaan. En uiteindelik sê hy, en nie sit in die kring van die spotters nie. Dit gaan van wandel na stilstaan, van stilstaan na sit. Daar's agteruitgang wanneer mense ongehoorsaam is. En dis ook die begin van agteruitgang, die begin van die val is ongehoorsaamheid. As kinders van die Here leer die woord van God vir ons. Daar's een manier wat ons liefde tot die Here wys. Een manier. Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar. Johannes natuurlik met die klomp toetse wat hy vir mens kom leer. Hy sê, as ek sê ek het die Here lief, dan moet ek die Here gehoorsaam wees. Gehoorsaam aan die Here, gehoorsaam aan sy woord. Want die Here het 'n plan vir ons lewens. Die Here het vir ons 'n blink toekoms, as ons dit met soveel woorde kan sê, en die Here gaan dit uitvoer, daai doel wat hy vir my het, as ek nie ongehoorsaam is nie. Want hoe kan die Here seën as ek nie na hom luister nie? Hoe kan die Here my gebruik terwyl ek ongehoorsaam aan hom en sy woord is? Dit lei tot agteruitgang. Daarom begin ons met wees gehoorsaam aan die woord van God. Wees gehoorsaam aan die roepstem van die Here, wat ons laas Sondag aand oor gepraat het. Wees gehoorsaam aan die opdragte, wees gehoorsaam aan die wette, luister wat die Here sê, en 'n mens sal geestelik groei. En dis nou die positiewe teendeel. As ek ja sê vir die Here, as ek luister, as ek gehoorsaam is, dan is daar 'n groei. Dan is dit 'n vooruitgang. Dan beweeg ek nader aan my Here. En hy maak my dat ek meer en meer soos hy is. So, gehoorsaamheid lei tot wonderlike vooruitgang, maar ongehoorsaamheid lei tot 'n val. Dan ons volgende gedagte, voel nou eintlik onwerklik, maar dit is al ons laaste gedagte.
Die eerste koning van Israel se groot fout. 1 Samuel 15 vers 26, maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou het die Here jou verwerp, om koning oor Israel te wees. Nou weet ons, Saul het baie foute gemaak, meeste kere was dit ongehoorsaamheid, wat tot agteruitgang gelei het, maar wat is die grootste fout, wat Saul gemaak het? Samuel gebruik die woorde, hy sê, omdat jy die woord van die Here verwerp het. Hoekom het Saul die woord van die Here verwerp? En is eintlik baie eenvoudig. Saul het homself bo die Here gestel. Sy grootste vyand was nie die Filistyne of die Amalekiete of die Ammoniete gewees nie. Saul se grootste vyand was hy self gewees. Ons sien dit in elke probleem, elke krisis wat hy ervaar het. Daar waar hy geoffer het terwyl hy vir Samuel moes wag, hy was ongeduldig en hy wou dit self doen. Hoekom het hy sy manskappe laat sondig? Want hy het nie op die Here se leiding gewag nie. Hy het gedink hy weet beter. Hy het gedink hy weet die beste. Waar hy vir Amalek moes uitwis, hoekom het hy besluit om die koning te spaar? Hoekom het hy besluit om die beste vir homself te hou? Want hy het homself eerste gestel. En dan is daar nog een vers wat uitstaan, wat 'n mens maklik kan miskyk, maar wat duidelik vir ons die antwoord gee. 1 Samuel 15 vers 12. Maar die môre vroeg het Samuel hom klaar gemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê, Saul het in Karmel aangekom en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Daar's baie plekke in die woord van die Here waar gedenktekens opgerig word. Maar vir wie is dit opgerig? Meeste kere vir die Here. Vir die Here opgerig want hy het die oorwinning gegee. Maar wat het Saul gedoen? Hy het vir homself 'n gedenkteken opgerig. Terwyl die Here hom aangestel het as koning, terwyl die Here vir hom alles wat hy het gegee, terwyl die Here die helde vir hom gegee het, terwyl die Here die volk se vertroue in hom gestel het, alles is van die Here af, maar wat doen hy? Hy stel 'n gedenkteken vir homself op. Saul se grootste fout was hoogmoed. Trots. Trots kom altyd voor die val. Hy wou vir homself lewe en nie vir God. En hierin is vir ons natuurlik 'n belangrike les. Hoogmoed kom tot 'n val. 'n Les wat Paulus ook vir sy gemeentes geleer het. Paulus skryf in Romeine 12 vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar, hy wys die ander kant, moenie meer van jouself dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Ons kan eintlik dit vir Saul ook gesê, die Here het dit vir jou gegee, hy het dit aan jou toebedeel. Die eer kom die Here toe. En daarom skryf Paulus ook in Galasiërs 2 vers 20, hy het dit uitgeleef, hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, Christus leef in my, en wat ek nou ook in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad en vir myself oorgegee het. En hy sê ook, vir my is die sterwe wins, Christus is 'n wins, nou vry vertaal ek. Baie dankie oom Piet, die lewe is Christus en die sterwe is 'n wins. So hy sê, alles gaan oor Christus, hy is die een, dis waar my fokus is, dis waar my oogpunt is, hy skryf ook, oog gefestig op Jesus Christus. Dit het nooit oor homself gegaan nie, dit het oor die Here Jesus gegaan. So nou sien ons die teendeel, Saul, dit oor hom gegaan, sy oog was op homself, hy het homself vooruit probeer bestuur, en kyk nou Paulus, en wat hy vir sy gemeentes leer, en Paulus se lewe, die oog op Christus, dit het oor Christus gegaan. Die Here moet ons eerste prioriteit wees, oog gerig op Jesus Christus, sy wil belangriker as ons eie. Sy doel, sy opdragte, belangriker as my eie gemak en my eie denke. Ons moet hom eerste stel. Want die self, ek weet die ou predikante het altyd gepraat van die eie ek, die self is 'n baie gevaarlike ding.
Dink aan die heel eerste sonde, ons gaan nou terug tot voor die vorming van die wêreld. Die heel eerste sonde, by Satan self, wat het gebeur? Dit het oor hom gegaan. Trots het in sy hart opgekom. En dit lei tot die begin van sonde. Presies wat met Saul gebeur het, tot so 'n mate dat hy 'n gedenksteen vir homself oprig. En dit gebeur nie. Eendag staan ek op en besluit ek is nou die belangrikste nie. Dit begin met klein goedjies, klein besluite wat ek neem. Klein dinge in my lewe wat ek myself eerste stel, tot dit uiteindelik daar uitkom. Maar die positiewe, wees getrou in die klein dingetjies en die Here sal mens aanstel oor baie. Wees getrou in die klein besluite in 'n mens se lewe. Gee dit vir die Here oor. Elke besluit, elke rigting, dit wat ek doen. Maak hom die prioriteit en dit sal uiteindelik deurspoel in 'n mens se lewe tot jy soos Paulus kan sê, maar ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, Christus leef deur my. Klein besluite wat na groot dinge lei. So die vraag wat ons in ons lewe moet vra is, wie is my eerste prioriteit? Saul was duidelik, hy was sy eerste prioriteit. Sy leierskap, homself te verryk, en dit het tot sy einde gelei. So die vraag wat ons vra is, wie stel ons eerste? Wie stel ons eerste? En daarmee sluit ek af. In hierdie verhaal van die eerste koning van Israel sien ons 'n baie belovende begin, 'n blink toekoms, maar dit het drasties verander. Daai agteruitgang met Saul se ongehoorsaamheid. En dan uiteindelik sy val deur hoogmoed. Hy het meer van homself gedink as wat hy behoort te gedink het, en hy was sy eie eerste prioriteit. Hoogmoed kom tot 'n val. En hier sit ons vanaand, as ons nou dit wat ons gesien het, dit wat ons gehoor het, geleer het, dan sien ons twee primêre waarhede vir kinders van die Here. Die eerste ding is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid lei tot groei, dit lei tot vooruitgang, dit lei tot 'n wonderlike lewe as 'n kind van die Here. En die tweede ding wat ons raak gesien het, is stel God eerste. Hy moet eerste in my lewe kom, dan sal alles anders in plek val, dan sal my lewe en die planne wat die Here vir my het, dan sal dit realiseer. Daarom, ons wil die Here welbehaaglik wees, ons wil die Here verheerlik, ons wil iets vir hom beteken, saam met ander kinders van die Here, ons wil bruikbaar vir die Here wees, maar dit begin by daai twee primêre faktore as 'n kind van die Here, gehoorsaamheid en stel God eerste. En dan sal ons hom verheerlik, dan sal hy ons kan gebruik, skoon instrumente in sy hand, goeie getroue diensknegte, wat iets vir die Here beteken. Saul hy kon iets baie mooi vir die Here beteken het, maar hy kon net nie by daardie twee punte uitkom nie. Ons gaan beslis nie daardie selfde fout maak nie. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie vir dit wat U vir ons leer daar in 1 Korintiërs 10 vers 11, dat U vir ons sê hierdie dinge is vir ons opgeskryf as voorbeelde, Here. En ons is U kinders, Here, U het ons siele uit genade gered, U het U Gees aan ons gegee, en U stap so duidelik 'n pad met ons, Here, maar dan kom die skrif, en die skrif sê vir ons, blus die Gees nie uit nie. En ons weet, Here, dit gebeur deur ongehoorsaamheid, en dit gebeur ook deur hoogmoed. Here, en ons bid dat U ons sal beskerm daarteen, dat U vir ons sal wys as daar iets in ons lewens is wat U nie behaag nie, en dat ons sal regmaak, Here, dat ons in die klein dingetjies gehoorsaam sal wees, maar ook in die groot dinge, dat ons in die klein dingetjies U sal eerste stel in ons lewens, en uiteindelik ook in die groot dinge. Here, dat ons ten volle vir U sal leef, dat ons ten volle sal doen wat U van ons verwag, en dat ons U heerlikheid in ons lewens ook sal uitstraal deur die feit dat U ons meer en meer soos die Here Jesus maak. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here, ons loof en ons prys U. Ons bid ook vir die res van hierdie week, Here, dat U met ons sal wees, dat U vir ons sal beskerm, maar dat U ons ook sal gebruik, Here. Ons gebed bly dat ons die sout van die aarde en die lig van die wêreld sal wees in 'n donker en verdraaide wêreld, dat U kinders sal gebruik. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. U kan saam met my staan, ons sing ons slotlied, Hade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.